Wild en wonderlik, met trots aan die gebring deur Wild en Jag. Jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Welkom by Wild en Wonderlik. Ons het die afgelope naweek by 2 veilinge gaan inloer. Ons bring ook vir jou nuus oor die bedryf en wat voorlê die opkomende naweek. Nuus in die bedryf is moontlik gemaak deur Wildebeest Camo. Kom raak weg saam met ons in die bos. The sale of all elephant ivory and rhinoceros horn is from now on completely banned in France. The Environment Minister Ségolène Royal said in a statement that special exemptions may be granted. The ban concerns all species of elephant and rhinoceros, and it does not forbid the possession of ivory and rhinoceros horn. Many private individuals and museums own artifacts made from ivory, some of considerable age. To stop wild elephants from rampaging through their crops, Thailand farmers have tried everything from bursting firecrackers, electric fences, and even changing their crops from pineapples to pumpkins. But nothing seemed to work. So the villagers decided on Plan B. In a pilot scheme run by the Thai Department of National Parks, farmers are deploying bees as a new line of defense, exploiting elephants' documented fear of bee stings. The idea to play on the phobia came out of Oxford University research. It's a simple technique. Researchers raise beehives on stilts, putting them at eye level for the elephants. The string of beehive boxes are connected with a rope to create a fence. When the elephants try to enter, they push at the ropes and shake the beehives, causing the bees to swarm out and scare off the elephants with a venomous sting. Ons kuier saam met is aan die gebring deur Otterskloof Private Game Reserve. Die Benchmark Game Breeders veiling is Vrydag die 26ste Augustus by Castle de Wild se veilingskrale en geleentheidsentrum op Modimolle aangebied. Salary Busmark, 6 million by JP, 6 million, 766, 6 million, 6 million, 6 million is once. JP's about twice, on 6 million, all out and down, 6.1. Well, 6 million, 6 million once, twice. 6 million, all out and down, 6 million, right down at the fire. 2.5 million, 25 million. Dit met die min van hulle is in die hele wêreld beskikbaar. Vandag kry jy die kaart vir 2.5 miljoen. On 2.5, 725, 2.5 million, 25, going once. 2.5 million twice. All out and done. Down 2.5 million. Sell. En ons gaan oor 2 miljoen spuitmaanleise. En ons gaan oor hier af. 9.2 million, 92, 72, 9.2 million, going once. 9.2 million twice. All out and down. Knockdown, yes, million, 12 violation. By number 5, Peter Floyd, and the Golden Knight, Peter Floyd, get it off, get it down on the top, you are Ek dink Piet was altyd baie pragmaties oor buffels. Ek dink vir Piet gaan dit oor 'n goeie en 'n mooi buffel. En ek dink Piet besef dat hy kan nie die geleentheid by hom laat verbyglip om 'n buffelbul wat die potensiaal het om by 253 duim uit te kom by hom te laat verbyglip nie. So ek dink dit is hoekom Piet in hom belang gestel het en hom éventueel gekoop het. Ek dink dit gaan vir Piet oor die kwaliteit. Ek wil nie sê dat die bloedlyne dalk nie belangrik is nie, maar ek dink die kwaliteit word vooropgestel deur Piet. Op Benchmark se hoogtepunte vandag se veiling was definitief Vincimus, die buffelbul, wat vir 9.2 miljoen verkoop is van Johan Rabie. En aan Piet de Tooy wat hom gekoop het, baie geluk, dit is 'n uitstekende bul.
Dan moet ons ook sê dat die bil Bismarck van Piet Warren wat vir 6 miljoen verkoop is, het ook ons verwagtinge oortref. Dit is uitstekende genetika en ons sê vir die manne wat dit gekoop het ook baie geluk en dankie vir julle ondersteuning. Ek dink goeie genetika swart-wit pense het 'n premie verdien en daaroor is ons baie dankbaar. Ek dink Benchmark het weer die benchmark gestel. Vir die omstandighede waarin ons daar buite is, het dit baie goed gegaan. Kroonstad Wild het hul jaarlikse veiling Saterdag op Rooihoogte Kroonstad aangebied en ons het daar gaan inloer. Number 4, I'm going to sell some fee, number 4 there, and he wants to get the summer fee, get a 4 there, and he wants to make this time at 400,000. Here's my bid, feet on a decent, fair warning, and done. At 400,000 via Lucky, let's give a big hand. 750, thanks for the help, sir. The bid is right here at 750,000 out the flag. With Kirby, 750,000, done. A huge hand there via Lucky, 750,000 via Lucky. Dimana Fanamansi last for 172. Thank you, Groby and Europe. Also, 3.2 million there. I'm going to miss on 3.2 million. I'm going to make it here. He's a top all here at 3.2 million. I'm going to make some at 3.2. We have over here at 3,200,000 all through and all done. 3.3 million by Randy Gomes here. After another also 3.2 million. 420 bid. 420 is where we can go to 420 rather than make this time at 420,000 all through and all done. Feed on the Twitter place and let's give a big hand there by Randy feed Twitter. 2 off 7, thank you, Pete Bayers. The bid is right in front, we have it 950,000 over here. And he wants again, right in front we got 950,000, fair warning, and all done. 950,000, 59. Verkoop, right, kom ons gee groot aan die klap daar so 950,000. Ons is trots op wat ons reg kry hier. 10 jaar gelede het niemand gedink dat daar met wild in die Vrystaat geboer kan word nie. En ons is baie suksesvol. Hier's baie groot verkopers en groot teelers vandag in die Vrystaat. Die Kraus broers is 2 jaar gelede aangewys as WRSA 'n wildteeler van die jaar. Jaco Trotsky, Ruben Saiman, van die grootste teelers in Suid-Afrika is in die Vrystaat gesetel. So nee, ons is baie trots om Vrystaaters te wees en ons is trots om te kan spog met wat ons reg gekry het in die wildbedryf. Die Goue Gemsbokke het baie goed gedoen. Daar's 'n jong bil verkoop vir R750,000. Daar's 'n dragtige, ek dink verse gewees wat verkoop het vir R400,000. Wat in die huidige mark baie goeie pryse is. Die verkopers is baie tevrede. Maar ons die koper het 'n baie goeie genetika gekoop. So dit verteenwoordig 'n goeie genetika, verteenwoordig 'n goeie prys. Dis 'n besondere goeie bil, 'n lang horings, 48 duim horings op die ouderdom van 5 jaar en 2 maande. Die bil het die potensiaal om oor die 50 duim te groei. So die verkopers is tevrede met wat hulle gekry het, maar die koper moet ook baie tevrede wees. Ek dink dit is 'n baie goeie koop weerskante toe. Ek is baie positief oor die toekoms van die wildbedryf. Ek dink die wildbedryf betree 'n volwasse stadium. Die klassieke spesies soos swart-wit pense en buffels weer eens vandag het bewys dat dit basies jou anker moet wees van jou belegging binne in die wildbedryf. Die kleurvariasies het die pryse het sag geraak, maar daar's nog 'n mark vir die kleurvariasies. En die teelers is innoverend. Hulle sal ander maniere vind om suksesvol te teel met die kleurvariasies, onder andere langer horinglengte te teel. So ek is positief dat daar nog in die toekoms plek sal wees vir die kleurvariasies. Maar ek dink ons moet konsentreer. My gevoel na die veiling ook vandag is bevestig, ons moet konsentreer op die klassieke spesies. In die nuutste wild en jag met trots geborg deur RGA Wildlife. Veilig by ons. Mauritius is not the average hunter's destination when it comes to game hunting, but Mark Dedekind found a hunting treasure there. In the first of a 2-part article, Mark gives some information on what the island has to offer and discusses a Rusa deer. Read the article on page 40 to 43.
In hierdie maand se artikel oor gehalte wildsvleis word daar uitgebrei oor die belangrikheid van uitbloei. Die ketting van gebeure wat uiteindelik die gehalte van wildsvleis bepaal, bestaan uit 'n hele klomp skakels. Die uitbloei van die bok is 'n belangrike een, maar baie jagters is skuldig daaraan dat hulle hierdie taakie afskeep. Lees waarom uitbloei van kardinale belang is op bladsy 166 tot 167. In die week wat voorlê, met trots aan die gebring deur Miller Steel and Fencing. Span jou bates in en kry meer uit. Met die eerste naweek in September is lente reeds in volle swang en skop die wildindustrie af met die Stad Game Breeders veiling. Wildswinkel bied Saterdag die 3 September die veiling aan op Sebola Golf Estate. Moenie vergeet van die 9de internasionale wildbedryf simposium wat gehou word die 11de tot die 16de September in Windhoek, Namibië nie. Jy kan aanlyn registreer by www.iwrs.co.za. Die laaste episode van In Gesprek met Dries Visser vertel hy ons meer oor die jagbedryf. Gaan kyk na die vorige 2 insetsels op ons webtuiste wildenjag.tv. Afrika's Huntress nader tot 'n einde in die 13de episode van die reeks. Ons sien ook die laaste jag vir die seisoen. Moet dit nie misloop nie. Kry die skakel na die episode elke Saterdag op ons Facebookblad. Kykers sal hierdie week die geleentheid hê om te stem vir hul gunsteling jagter. Die 18de Ellisras vuurwapenfees was die afgelope naweek gehou in Lephalale en die skote het behoorlik geklap. Wees op die uitkyk vir die spesiale episode wat volgende week uitgesaai sal word. Gaan like ons Facebookblad om sodoende nie een episode van ons verskeie programme uit te mis nie. Kyk weer volgende week se Wild en Wonderlik om op hoogte te bly van die jongste nuus in die wild en jagbedryf. Tot volgende keer, totsiens.